Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by die uitsending. Die nuus word nou oorheers maar deur die Suid-Afrikaanse besoek aan die FSA-regering, president Ramaphosa met sy afgevaardigdes en dan natuurlik ook die FSA, president Trump, Marco Rubio en hulle span. En ek wil vir u sê dat ek sien dit amper, ek dink daar's 'n spreekwoord in Afrikaans wat vir my hierdie situasie baie mooi opsom, en dit is dat Ramaphosa is tussen die duiwel en die diep blou see. En ek wil dit amper letterlik sê. Ramaphosa is nou verteenwoordigend vir Suid-Afrika, maar meer vir sy ondersteuners, vir sy constituents, die mense wat hom ondersteun, wat hoofsaaklik en meeste geleë is in die sentrale, oostelike, suidoostelike dele van Suid-Afrika. En dan, hoekom ek sê tussen letterlik die diep blou see, dan noem dit maar amper die Atlantiese Oseaan, wat die westelike deel van die land is, wat dan nou die DA is en die Kaap provinsie. En hoekom ek hierdie by name noem, moet asseblief tog, dis belangrik om my vorige video's, wanneer ek praat oor die proxy magte in die oostelike en westelike dele van die land, ek kan nie alles weer herhaal nie, want dan gaan ons urelange video's elke keer hê. Maar is belangrik, as u dit gekyk het, sal u weet, dat het gaan nou oor die stryd oor Suid-Afrika. Het is baie eenvoudig, ons sien dit met president Trump se besoek nou in die Midde-Ooste, in Qatar, in die UAE en al daai, waar hy letterlik poog, en die doel is om daardie lande onder die vlerk van die Weste, dan nou meer by name die FSA, te kry. Dit het nou absoluut 'n stryd op die aardbol geraak tussen die Ooste en die Weste. Die Bybel is ons baie duidelik daaroor dat hierdie geveg gaan tussen die Ooste en die Weste wees. En Suid-Afrika, het ek in die verlede in video's vir julle gesê, speel 'n baie belangrike en strategiese rol. Nie in terme van sy minerale en die yster en al die metale wat ons het en rykdom wat ons het, diamante en goud en silwer en alles daarmee saam nie, maar meer oor die strategiese plasing van Suid-Afrika in hierdie ontwikkelende derde wêreldoorlog. Ek sal weer 'n video maak oor hoe dit wat gesê word in terme van vredes en skietstilstand en dit glad nie aansluit by wat fisies op die grond gebeur in terme van wapens, verskywing, begrotings en alles daarmee saam nie. Maar dis 'n video vir 'n ander keer. So wat ons hier sien is dat dit gaan nou absoluut oor. Die keuse moet nou gemaak word. Is jy aan die ooste se kant of is jy aan die weste se kant? En die FSA weet baie goed dat die DA het lankal daardie keuse gemaak. Hulle is aan die nuwe wêreldorde se kant, globaliste, weste, FSA, Brittanje en alles wat daarmee saamgaan. En natuurlik dan die massas, die proxy mag vir die ooste, is dan nou veral China, wat ons weet 'n baie groot rol nou speel, omdat hy nou in die Oosblok die grootste ekonomie by verre is, en wat daarmee saamgaan. So, kom ons kom terug, waar bevind Ramaphosa homself nou? Tussen die duiwel en die diep blou see. Die FSA gaan Ramaphosa, en dit is wat ek voorsien gaan gebeur, dit is my opinie, en dit is dat die FSA gaan Ramaphosa baie aggressief hanteer, behandel, en hom onder geweldige druk sit. Daar gaan tegniese goedjies wees soos, ons wil hê die BEE moet beëindig word, die saak teen Israel op die internasionale hof moet teruggetrek word, en alles en nog 'n paar ander tegniese dinge, wat hulle sal sê, want dit gaan baie handig wees in die media, in terme van propaganda, en ook in terme van, vir die Amerikaners, om 'n bewese proxy mag op te rig en te behou in Suid-Afrika. En die enigste proxy mag wat die Amerikaners kan hê, is jou burgerregte organisasies, ander militante organisasies onder ons mense, wat bereid sal wees om vir die globaliste in te tree. En hoe kry jy hulle simpatie? Hoe kry jy solidariteit en AfriForum en die DA se simpatie anders as om te sê BEE moet gaan, die plaasmoorde moet aangespreek word? So, ons het almal waardering daarvoor. Dit is 'n positief vir ons dat hierdie hele saak op die wêreld verhoog gekom het. Dit is ek baie dankbaar oor, maar ons moet dit sien vir wat dit is. Dat president Trump tree in heeltemal tereg vir die FSA, vir sy land. En dit is eerste waaroor dit gaan. En daarom wil ek amper sê simpatiseer en reik hy uit. En die enigste na wie hy kan uitreik wat vir hom 'n proxy mag sal wees, is die DA, is in die Kaap mees gesentreer. En dan
die blanke as sulks in Suid-Afrika wat daai kant toe sal neig en neig. Dit is logika, want hy weet die massas, daardie proksiemagte is in die hand van die Chinese. Of dit 'n sentiment is, emosie, maak nie saak nie. Dis die kant wat jy kan op straat loop en enige van die massas gaan vra, sal jy Amerika kies of China? En hy gaan 99% vir jou sê China. Wat verwag ek gaan hier gebeur? President Ramaphosa gaan nie goed behandel word nie. Hy gaan onder geweldige druk gesit word. In terme van, ek wil nie te tegnies raak nie, tariefoorlog teen Suid-Afrika, wat ons ekonomie dan nou finaal, dan nou sal laat kan byvoorbeeld ondergaan, en ander druk wat hy op Ramaphosa sal sit, en dit is, kies my kant, en dan sal ek belê, en ons gaan dit doen, soos wat die geval is, was nou met die Midde-Ooste, en daardie transaksies en ooreenkomste wat daar dan nou plaasgevind het. Die probleem wat president Ramaphosa het, en dis hoekom ek sê, hy staan tussen die duiwel en die diep blou see, is dat die massas gaan nie dit terwille wees, gaan nie tevrede wees met 'n keuse na die westese kant toe nie. Dit is net eenvoudig soos dit is. Ons sien hoe die Mkhonto we Sizwe party groei, ons sien die Mkhonto we Sizwe party se affiliale met die ooste en wat daarmee saamgaan. Die EFF, ons het gesien sommer die uitlatings van Malema in ten opsigte van hierdie besoek in Amerika. In kort het hy basies gesê, president Ramaphosa mors sy tyd. Dis absolute vermorsing van tyd. Hy gaan sleg behandel word en wat daarmee saamgaan. So die massas en die proksiemagte gaan nie genoeg wees. Sou Ramaphosa, hy die weste kies nie. So eintlik kan hy nie die weste kies nie. Want sy constituents, sy ondersteuners, kies nie die weste nie. So maklik soos dit. Wat gaan Amerika dan doen? Gaan hy verdere druk toepas op die kort termyn? Verskriklik, geweldig. In terme van tarief, in terme van sanksies en alles wat daarmee saamgaan. Gaan hy dit op die hele Suid-Afrika toepas? Vir my is daar 'n moontlikheid dat hy dit nie op die hele Suid-Afrika sal toepas nie, maar miskien die DA en die Kaap sal verskoon en maatskappye waar hy dalk een of ander maatreël kan inbou wat dan pro of FSA gekies het. En ek het al vir in die verlede gesê, die Amerikaners gaan konsentreer op die Kaap-provinsie. Hulle gaan dit is hulle wegspringpunt. En saam met die uitlatings in terme van BEE, in terme van die plaasmoorde en alles wat daarmee saamgaan, is dit die proksiemag wat hy in die westelike deel van die land sal aanwend in hierdie stryd om Suid-Afrika. So daar's 'n waarskynlikheid, en ek het vir een vorige video gesê, ek dink die video, ek kan nou nie sy naam onthou nie, maar hy staan op seker 44 of 45.000 kykers al, wat net gaan oor die militêre magte van die Amerikaners, wat gereed maak om te ontplooi in Suid-Afrika. Sekere groeperinge van die militêre magte, as ek dit so kan stel, sonder om te veel detail uit die mou te laat. So baie duidelik is hierdie nou aan die opbou, en hierdie dink ek gaan die waterskeiding situasie begin raak, waar ons dan gewis kan sien dat die Amerikaners gaan toetree, meer toetree, in terme van die Kaap, in terme van sesering, noem dit wat u wil. Ek dink dit gaan baie meer aggressief wees as sesering, 'n verkiesing. Ek dink dit gaan meer aggressief wees. Dit gaan 'n benadering wees van die FSA en sê, julle wil nie die BEE stop nie, julle wil nie hierdie plaasmoorde tot 'n einde bring nie. Hier is al hierdie redetjies, ek noem dit nou redetjies, wat groot redes vir ons is, maar omdat hulle dit maar net aanwend vir hulle motief, vir die FSA se doelwit en motief. En ek het vir u gesê, daai doelwit, daai motief is dood eenvoudig om Suid-Afrika te swaai en 'n pro-Amerikaanse land te maak. Dis waaroor dit nou gaan. Dis die stryd wat ons wêreldwyd sien. Is nou die stryd tussen die Oosblok en die Wesblok. Dit is nou ekonomies en militêr, en hy gaan natuurlik later ontwikkel net militêr, totdat ons nou maar amptelik en offisieel sal weet, dis nou die derde wêreldoorlog en alles wat daarmee saamgaan. So wat kan ons verwag? Ons kan verwag in kort dat die Trump-administrasie gaan druk plaas op Ramaphosa. Ramaphosa gaan nie regtig op die druk kan reageer nie, want sy ondersteuners het hulle keuse klaar gemaak. So jy gaan met 'n onstabiliteit begin sit. Die ANC
sy einde is in sig, sy einde het gekom, ek kan dit vir u waarborg, maar daardie einde gaan gepaard gaan met geweld, erge geweld, oorlog, want dit gaan ontwikkel in oorlog. Ons kan sien op die massa se beurt, op die massa se front, noem dit nou maar amper die oosfront, amper soos die Russe en die Duitsers. Op die oosfront sien ons die polarisasie, ons sien die haat-eskalasie in Suid-Afrika. U beleef dit. U sien dit in Johannesburg, Pretoria, Transvaal, Natal, Oos-Kaap, veral sien u dit. So jy begin daardie emosie wat gereed maak vir fisiese konflik. Nou daarby weet u sluit Joël 2 maar net aan, die mag wat God vanuit die noorde afkomstig laat migreer het, wat hy teen ons gaan gebruik, omdat ons die wêreld gekies het, die nuwe wêreldorde gekies het, globalisme gekies het, en mos net kies om geld te maak, te kan boer, en ek sê dit soos dit is, ek gee nie meer om vir mense wat kritiek gee nie. As ons nie gaan terugkeer na die waardes wat ons Skepper vir ons as 'n oorblyfsel in hierdie land gegee het nie, sal selfs die oorblyfsel tot niet gaan. Dit is so eenvoudig as wat dit is. Ons kan probeer weghardloop van dit, ons kan die profesie ignoreer soos ons wil, dit gaan gebeur. En dan gaan hierdie mag, en ons sien nou hierdie, voor ons oë in verwikkeling gaan. Ons sien die president van Suid-Afrika is nou Amerika. Ek kan nou al vir u sê, daar gaan nie sukses uitkom nie. Ramaphosa is tussen die duiwel en die diep blou see. Hy kan nie vir Amerika kies nie, want sy constituents, die Mkhonto we Sizwe party, die EFF, die ANC homself, die massas, kies nie Amerika nie. Dis so eenvoudig as wat dit is. En daarmee saam gaan Amerika sê, goed, jy het my nie gekies nie, ek sien jy het my nie gekies nie, ek sien jy neig na China toe, so ek gaan nou drastiese stappe neem. Onder die vaandel van plaasmoorde, BEE en al die ander tegniese wat goed klink vir ons, of noem het vir die blanke in Suid-Afrika, want dis die enigste proxy mag wat die Amerikaners kan aanwend en gebruik in hierdie stryd om Suid-Afrika. En dan sal hy wegspring vanuit die Kaap uit en van daar af. En dit gaan geweld tot gevolg hê. Kan dit vir u 'n brief gee? Dit gaan geweldige geweld tot gevolg hê. Geweldig. En dit is daardie geweld, daardie proxy magte wat in mekaar se hare gaan spring, in konflik gaan verander, ekonomie stort in duie, mislukte staat, elektrisiteit stort in duie, brandstof stort in duie, en is 'n absolute punt van chaotiese plek om dan te wees. En daarom het ons nog al die jare Suidlanders opgerig, in departemente, in strukture, in leierskap, ek wil amper sê koördineerders, want daar's nog nie vir my leiers in Suid-Afrika nie, dis 'n tyd wat op sy eie sal kom, wanneer die Vader besluit, dis weer tyd vir leiers. Vir nou, koördineerders, dis 'n noodplan, hierdie noodplan is daar gestel om gebruik te word. Want weer eens is die vraag eenvoudig, waar is u, wanneer hierdie oorlog in Suid-Afrika, tussen die ooste en die weste uitbreek? Mense, ons kan dit mos sien, ons kan mos die haat en die polarisasie en die reaksies op hierdie 49 Suid-Afrikaners, Afrikaners wat nou oor na Amerika is. U kan mos die uitsprake sien, u kan mos sien wat sê hulle, u beleef mos die emosie en die haat en die nyd en die fobia teenoor die blankes in Suid-Afrika. Nou kan jy dink, hoe gaan dit verder ontwikkel? Wanneer die FSA nou beginne intree en byvoorbeeld in die Weskaap begin wegspring, wat gaan hulle doen met die blankes in die res van die land? Want jy gaan geassosieer word en gesien word as vyand. Of jy links is, of jy liberaal is, dit gaan oor jou veldleer. Want die assosiasie gaan wees, dat die blanke het Amerika gekies. En die blanke in Amerika, hierdie apartheidsmense, hierdie wit mense, wil weer beheer en bestuur oor ons land neem. En ek dink persoonlik, dis miskien waarom Siener gesê het, dat die swartes beklei onder mekaar, maar dan gebeur daar iets, en hulle kyk soos een man na ons toe. En as ek moet sê, as daar iets kan gebeur, wat hulle soos een man na ons toe laat begin kyk, kan dit hierdie gebeure waarin ons nou is, waar hulle sien, hier is die wit man is teen ons het China en die Oosblok se kant gekies, en ons gaan nou begin oorgaan tot geweld.
En dan kan ek vir u sê, maak dit vir my so sin, dat die mense in die Witwatersrand, in die stede, en veral die oostelike dele van die land, gaan dan nodig hê om te vlug. Want dit gaan absoluut ontaard in 'n oorlog. En is u dan ingeskakel? Is u deel van 'n gemeenskap wat voel soos u, wat hierdie dinge verstaan soos u? Of is u alleen? Alleen in die huis? Vir hoe lank? Is die krag af? As geen water toevoer nie? Jou swembad se water raak pers en pink en groen en al die kleure wat hy kan word binne 'n week. Behalwe die massas wat so daar is net geen. Dis nag. Dis hoekom David Wilkerson gesê het, those who stays behind after the doors has been shut, wanneer dit toegemaak word, wanneer hierdie geweld, wanneer hierdie proxy geweld tussen die Oosblok en die Wesblok uitbreek, wat ons nou sien op hy punt gedryf, ons is nou daar, dan sê David Wilkerson, those who stays behind will have to know the Lord in a very intimate way, to see them through the bloodshed, the strife and the horror. Dis wat dan daar gaan gebeur. Was jy deel van Suidlanders? Het jy ingeskakel? Het jy aangesluit? Dan was jy in 'n groepering. Ag, en ek gaan dit nou maar weer sê, want daar's baie keer mense wat dit nog nie, as jy nie dit kan bekostig, die bedrag, ek dink is R105 'n maand. As jy nie kan nie, dan praat met Cindy, sê vir haar kan nie, sluit gratis aan. Dit gaan nie oor fondse nie. Dit gaan oor die lewe. Dit gaan oor die kinders se lewe. Dit gaan oor u ouers se lewe. Ons bejaardes, ons kinders. En hoe sterker Suidlanders is, hoe meer kan ons uitreik na weeshuise, hoe meer kan ons uitreik na ouetehuise, hoe meer kan ons uitreik na enige iemand van ons wat in nood verkeer. Maar daarvoor het jy deelname nodig. En daarom sluit aan. Like en subscribe, sodat mense nog die kans kry om hierdie blootstelling van wat kom en gaan gebeur, wat besig is om te gebeur, en het gaan fisies raak, die geleentheid kry om minstens 'n ingeligte keuse kon maak. As jy ou hierdie dinge weet, hierdie projeksies na geluister het, so bietjie navorsing doen, sal hy weet Suid-Afrika is in vir groot geweld. En dan as ons na die fisies het ons nou gekyk, ons sien die tafel is daarvoor gedek. Dan kom ek en ek sê vir u, Oom Siener, Johanna Brandt, Roger Thiel, David Wilkerson, Joel, Micha 4, Sefanja 3, Jesaja 60 sluit almal by mekaar aan en vertel my dan op 'n geestelike area presies hierdie prentjie wat ek voor my oë, ons, u en ek, voor ons oë begin sien afspeel. Kykers en luisteraars, like en subscribe, sluit aan, raak deel, want 'n noodplan is net soveel werd as die deelname in hom. Ek het die voorbeeld gebruik van 'n noodplan wat ons destyds in ons hoërskool, in ons skool gehad het, hoër en laerskool, en dit het behels as daai sirene 3 keer afgaan, dan moet jy die volgende doen. As jy dit nie doen nie, beteken hy noodplan niks. Maar as jy dit doen, en die ou bring die brandblusser, en daai ou bring 'n besem, en daai ou bring water, en daai ou bring sand, dan kan jy vuur doodgooi, jy kan skoon vee waar daar glas op die vloere lê, jy kan 'n brand blus met die brandblusser, alles wat daarmee saamgaan. Jy's buite die geboue, jy kan onmiddellik verdere ontruimingsaksies doen. Dis 'n gewone skoolnoodplan. Nou so het Suidlanders 'n noodplan. En ek wil dankie sê vir al die mense wat in die afgelope 2-3 maande aangesluit het. Baie aansluitings wat ek uit die provinsies veral hoor, hoeveel aansluitings daar by hulle is. So baie welkom. Maar ja, u is nou welkom by u eie noodplan. U is deel van die noodplan. U is die noodplan. So like en subscribe, sodat meer mense die kans en geleentheid kan kry om deel te raak van hierdie noodplan, sodat ons dit deur die wil en die genade en die beskerming van ons Vader tot uitvoering sal bring, na sy goeie wil. Kykers en luisteraars, sterkte en seën vir u tot 'n volgende keer. Totsiens.